Vanoggend lees ons 'n gedeelte uit die Ou Testament, Eksodus hoofstuk 10 vanaf vers 21, die 9de plaag, 3 dae donker. Daarna het die Here vir Moses gesê, steek jou hand in die lug op, dan sal dit donker word in Egipte, so donker dat 'n mens dit kan voel. Moses het toe sy hand in die lug opgesteek en 3 dae lank was dit pikdonker oor die hele Egipte. Die mense kon mekaar nie sien nie en 3 dae lank kon niemand iets uitrig nie, maar in al die woongebiede van die Israeliete was daar lig. Toe laat die Farao vir Moses roep en sê, gaan dien die Here, julle vrouens en kinders kan saamgaan, maar julle klein vee en julle groot vee moet hier agterbly. Maar Moses sê, u sal tog vir ons brandoffers en ander diereoffers gee om aan ons God die Here te bring nie. Daarom gaan ons vee beslis met ons saam. Daar bly nie 'n kloutjie agter nie. Ons sal van die vee gebruik om ons God die Here te dien. En voordat ons daaraan kom, weet ons nog nie met watter offer ons hom sal dien nie. Maar die Here het die Farao weer koppig gemaak, sodat hy hulle nie wou laat gaan nie. Vers 28, die 10de plaag word aangekondig. Toe het die Farao vir Moses gesê, maak dat jy hier wegkom, sorg dat ek jou nie weer sien nie, want die oomblik dat ek jou weer sien, sterf jy. Moses het geantwoord, soos u sê, u sal my nie weer sien nie. Vir hoofstuk 11 vers 1, die Here het toe vir Moses gesê, met nog een plaag sal ek die Farao in Egipte tref, dan sal hy julle hier vandaan laat gaan. Ja, hy sal julle onvoorwaardelik laat trek, hy sal julle selfs wegjaag hiervanaf. Gaan sê vir die volk, elke man en vrou moet silwer en goue goed van hulle Egiptiese bure eis. Die Here het sorg dat die Egiptenaars en die volk goed doen, en boonop het Moses groot aansien onder die Egiptenaars geniet, by die amptenare en die volk. Toe sê Moses vir die Farao, so sê die Here, teen middernag sal ek deur Egipte gaan en elke eersgeborene in Egipte sal sterwe, van die kroonprins af, die eersgeborene van die Farao tot by die eersgeborene van die slavin wat koring maal, ja, selfs die eerstlinge van die diere. In die hele Egipte sal daar so gehuil en gerou word soos nooit tevore nie, en ook nie later nie. Maar onder die Israeliete sal niemand iets oorkom nie, nie 'n mens of 'n dier nie. Dan sal julle besef die Here 'n verskil maak tussen Egiptenaar en Israeliet. Al hierdie amptenare van u sal voor my kom buig en vra, jy en jou hele volk moet asseblief trek. Dan sal ek trek. Moses is toe woedend van die Farao af weg, en daarna het die Here vir Moses gesê, die Farao luister nie na julle nie, sodat my wonders in Egipte nog meer kan word. Moses en Aaron het al hierdie wonders voor die Farao gedoen, maar die Here het die Farao koppig gemaak, sodat hy die Israeliete nie uit sy land wou laat trek nie. Hierdie gedeelte dan Eksodus 10 vanaf vers 21 tot by die einde van hoofstuk 11. 'n gedeelte waar ons sien dat die laaste plaag, die 10de plaag aangekondig word en dat die Here by herhaling sê, ek laat toe dat die Farao sy eie ding doen en sy eie denke dink, maar hy sal die gevolge daarvan dra. Ja, hy sal koppig bly en hy sal doen soos hy dink hy is koning, die reg het om te doen, maar die gevolge sal vir hom en sy volk geweldig wees. Maar deur die wonders wat die Here doen, sal groter word vir die Here, sodat die volk, die Israeliete, kan sien en weet dat die Here hulle kan red op 'n besondere manier. Hierdie gedeelte dan, Eksodus hoofstuk 10, die laaste gedeelte en ook hoofstuk 11.